Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag 10 Mei 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, saam met die psalmdigter wil ons sê, ek slaan my oë op na die berge. Van waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Elke klip, elke plant, elke mens, die see, die damme, alles wat daar is. Here, dankie dat U ons God en Vader is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos ek al elke maal vir julle gesê het, onthou altyd, ek het nie tyd om diep eksegese oor te gaan doen nie, want die spreek is nou half maklik, want ek gee basies repliek. Nee, so as ek ietsie lees, my op baie stadium, my perspektief, vriende, jy moet die kaf van die konings kyk, ek sê dit altyd vir julle, ek gee maar net 'n stukkie van my hart vir julle, né? By al mense hou verskil af van is dit doodreg, daar's nie 'n probleem daarmee nie, maar dis net Rian, dis Rian se repliek wat hy lewer op hierdie goed. Die spreek is nou half maklik, want dis 'n klomp verskillende goed wat hulle gee, maar wanneer ek nou natuurlik kom by soos die profete en daai goed, moet jy agtergrond gee, moet jy die konteks gee, of by die briewe van Paulus of Petrus of wie ook al, moet jy agtergrond gee, hoekom is die brief geskrywe, watter tyd is dit geskrywe, en watter mense het geskrywe, onder watter omstandighede is dit geskrywe, né? So dan gee ek nou so 'n bietjie meer, maar ook weer eens nie 'n diepte eksegese nie, ek het net nie tyd daarvoor nie, dit is as jy 'n diepte Bybelstudie doen, lê heeltemal op 'n ander vlak. Ek gee maar net op hierdie forum gee ek net my hart vir jou, né? So vriende, ja, so ek is nou hier by Spreuke 23 vers 4 en vers 5. Moet jou nie afsloof om ryk te word nie, en moenie jou sin vir waardes verloor nie. Jy het nog skaars die rykdom gesmaak of dis weg, dit kry vlerke en vlieg die lug in, soos 'n arend. Moet jou nie afsloof om ryk te word nie. Nou vriende, daar's niks verkeerd met rykdom nie. Kom ons sê net gou dit vir mekaar, en ek het al vir julle by 'n paar geleenthede gesê, rykdom is 'n baie relatiewe begrip, né? Jy kyk altyd, jouself, wat in 'n sekere omstandighede, kyk altyd na die volgende ou, dink jy hy's ryk. Daai ou dink weer die volgende ou is ryk. Die volgende ou weer die volgende ou, julle hoor wat ek vir julle sê, né? So rykdom is baie relatief. As ek en jy, het ek al vir julle ook gesê by baie geleenthede, as jy 'n huis het, vriende, as jy 'n huis kan huur, as jy 'n kar het, as jy kan kos op die tafels, dan is ons ryk. Nee, is ryk. Moet jy nie afsloof om ryk te word nie. As baie mense wat nou absoluut rykdom najag, en ek dink eintlik dit is wat hy sê, so in die proses om rykdom na te jaag, sloof hy hom af. En wat gebeur wanneer jy jou afsloof vir rykdom? Vir rykdom afsloof, dan gaan daar 'n paar goed verkeerd, né? Jy kry nie tyd om by jou kinders uit te kom nie. Jy kry nie oordentlik tyd om by jou vrou uit te kom nie. Jy kry bitter min tyd baie keer om by jou vriende uit te kom, want al wat jy najag is hierdie rykdom. Wat is die volgende ding? Wat is die volgende ding? Ek jag hierdie kar, en dan daai kar, en dan daai kar, en dan wil ek hierdie huis hê, dan wil ek daai huis hê, dan wil ek 'n strandhuis hê, en dan niks verkeerd normaalweg om dit te doen nie. Maar wanneer dit uit balans uit begin raak, en ek en jy mense rondom ons afskeep, en ek en jy vir God in die proses afskeep, want dis wat baie keer gebeur, dis die eerste ding wat gebeur. So ons nou later so moeg omdat ons afsloof vir rykdom, of iemand hulle afsloof vir rykdom, kom jy by God uit, en God moet asseblief, hy moet nie nou ook nog ietsie vra nie. Die kerk wat ek en jy is natuurlik, moet tog nou nie net vra, ek moet kom help by 'n braai, of ek moet dit doen nie, moet tog net nie vra dat ek nog 'n Sondag 'n erediens op met by, moet nie eerlikwaar nie, moet nie dit vir my vra nie. Dit is wat jy jou afsloof, as jy jou so afsloof vir rykdom, dan beteken dit jy's uit balans uit. Dan beteken dit dat jy het jou toegespits op een ding, en jy jaag dit met jou hele hart en siel na, en daar's niks verkeerd soos ek sê met geld nie. Onthou weer eens wat ek vir julle sê, ons het geld nodig in hierdie lewe, ons het entrepreneurs nodig, ons het mense nodig wat klein besighede begin, absoluut. Maar wanneer dit jou hoof fokus raak, en jy al die ander goed afskeep, dan is daar 'n groot probleem. Want wat sê hy? Hy sê, jy het ons skaars die rykdom gesmaak of is weg.
Dit kry vlerke en vlieg die lug in soos 'n arend. En ons sien dit baie keer, vriende. Mense sloof hulle af, want sê hulle, weet jy, as ons afgetree het, dan gaan ons dit en dit doen. Weet jy, as ons 50 is, dan gaan ons dit en dit doen. Hierdie volgende 20 jaar gaan ek my mors dood werk om sommer baie geld te maak, en dan gaan hulle dood voor die tyd. Het hulle familie afgeskeep, het gesin afgeskeep, hulle vrou afgeskeep, en dan bly hulle nie veel. En ek dink dit is waaroor hy praat, né? Moet jou nie afsloof om ryk te word nie. Jy het nog skaars die rykdom gesmaak of is dit weg. Dit kry vlerke en vlieg die lug. Maar nou is dit interessant dat hy by sê, moet jy nie afsloof om ryk te word nie. En moenie jou sin vir waardes verloor nie. Onthou, vriende, met rykdom kom maar baie versoekings. Vra maar oral rond. En die regering is een van die groot kalpers daar, né? Hulle die regering is besig, nou nie almal in die regering, ek sê dit altyd vir julle. En daar's uitsonderings, maar die regering het rykdom nagestreef. En in die rykdom wat hulle nagestreef het, hulle waardes gegaan. Hulle het korrup geraak, hulle het begin om hulle self te bevoordeel, hulle het begin self hulle pelle te bevoordeel. En wat het hulle gedoen? Hulle die armste van arms en die mense wat hulle moet dien, het hulle totaal afgeskiep. Glad nie vir hulle gegaan daar nie. Het gaan net vir hulle oor om hulle self te, ek vat nou sommer die regering as voorbeeld. Kan enige iemand wees. Kan iemand wees in die privaat sektor wat hierdie rykdom nastreef, wat sy sin vir waardes verloor en bedrog pleeg en die verkeerde goed doen en hand onder geld onder deur die tafel vat en wat ook al. Net interessant dat die spreekdigter sê, moet jy nie afsloof om ryk te word nie en moenie jou sin vir waardes verloor nie, want so baie gaan hierdie twee hand aan hand, rykdom en om jou waardes verloor, gaan baie keer hand aan hand. Weereens niks verkeerd met rykdom as jy dit reg gekry het nie. Maar vriende, hoeveel keer weet ek en jy, wanneer mense ryk is, het dit gekom en is gebou op 'n klomp lyke, op 'n klomp mense wat hulle vertrap het, omdat hulle het hulle sin vir waardes totaal verloor. En dit is wat ek dink die spreekdigter ons kom op waarsku, net te sê, onthou, moenie dit doen nie. Een oomblik dink jy nog jy's hier, en die volgende oomblik is jy weg. Jy is maar net 'n stofdeeltjie hier op aarde. Vriende, wanneer ek en jy dit besef, en as ek en jy besef, ons is rentmeesters van God, dat die geld wat ons het, die rykdom wat ons het, is geleen vir ons. Nie om onsself, om vir jou 5 of 6 of 7 of 8 huise en 10 karre te koop, en ek koop vir jou huis of 2 of jou 3 karre as jy dan wil. Maar dan moet jy begin weggee. Dan moet jy begin teruggee. En dan dink ek, is jy 'n goeie rentmeester van God op die ou ende, né? Sal hy jou seën. Moet jou nie afsloof om ryk te word nie, en moenie jou sin vir waardes verloor nie. Jy het nog skaars die rykdom gesmaak, of dis weg. Dit kry vlerke en vlieg die lug in, soos 'n arend. My 5 sent vandag, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se nabyheid ervaar. Amen.